Halleluja, dankie Here. Al woorde wat in my hart opkom, is daar God soos ek? Is daar nog iemand soos ek? Is daar nog iets, 'n skepsel, of 'n klein lettertjie gee, God soos ek? Nee. Die man langs aan Jesus aan die kruis kom bo by die hemel en wonder maar hoe, Here, hoe is ek gered? En die Vader vra hom, wie het vir jou gesê jy kan kom? En hy sê, daai een in die middelste kruis het gesê ek kan kom. Hy sê, dan is dit reg. Want wie die seun vry maak, sal inderdaad vry wees. En strome in lewende water sal uit jou uitvloei. Dit is 'n belofte van die almagtige God. Hy sê, is daar nog iemand soos ek wat dit kan doen? Is daar nog iemand soos ek wat alles kan uitwis? Jou hele geskiedenis. En uit jou uit laat strome in lewende water laat vloei. Is daar nog iemand? Is daar nog 'n God wat dit kan doen? Nee. As een wat waardig is. Jesus Christus. Here, ons dankie hiervoor. Ons dankie dat ons in versoening kan staan met U, Here. Alles reg, alles in plek, niks uit orde uit nie. Ons dankie, Here, dat U ons God is. Ons dankie dat U ons gekies het en ons het nie vir U gekies nie. Dankie, Here, dankie. Dankie dat U ons gekies het. En dat U ons U kinders noem. Wow. Ons is deel van iets baie groots, Here. Ons voel dit in ons harte. Laat dit geopenbaar word in elke kind. Laat dit hoop bring vanoggend, Heilige Gees, van hierdie beweging waarvan ons deel is. U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. In Jesus naam. Amen. 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 Zet me gewoon op mute. Unmute, as hy krappie, hy's reg. Amen. Ja, ek dink ons klik baie keer, nou wat ek hier staan en bid terwyl die worship aan die gang is. Dus daai moordenaar wat langs Jesus gehang het in die kruis. En hy kom maar bo aan. Die Here sê, hoe is dit moontlik? En die Here vra hom, wys my 'n bietjie video gestuur. Hy sê, o, daar, Jesus. Ja, nee, maar dan is hy vry. Dan is hy inderdaad vry. En dis nie vir een dag nie. Ek sê altyd, dis nou. Dis kingdom living vir nou. Jesus het gekom om vry te maak vir nou. Ons het laas Sondag daaroor gepraat, godsdiens, religion stel uit, tot op 'n volgende keer. Godsdiens van die hoop wat Christus gebring het,
Kolossense 1 vers 26, hy sê die inhoud van hierdie geheimenis is Christus in ons, dit is die hoop op heerlikheid. Godsdienst kom en hy vat die hoop op heerlikheid weg vir nou. Hy vat die hoop weg, hy sê Christ in you, en hy sit dit in die toekoms. Ons het laas Sondag oor gepraat, wat hy sê basies, as ek jou nie nou kan help nie, gaan ek jou later help. Ek het nie nou wat jy nodig het nie, maar ek gaan dalk later hê. En dit is wat Jesus kom verkondig het. Jesus het gekom, ek het gekom sodat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed. Ek het gekom sodat jy die antwoord nou kan kry, nie in 'n godsdienstige manier soos die Jode wat wag vir 'n koning, 'n Messias, 'n fisiese ding nie. En dieselfde in vandag se lewe gebeur dit nog steeds. Ons wag vir 'n fisiese ding. Hy sê nee, ek het gekom dat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed nou. Ek het my lewe gebring, Gods lewe. En ons gaan dit aanhou preek tot Gods lewe sigbaar raak in elkeen se lewe. Jy is gemaak, Tannie Elsie, met jou looks, verstaan? Maar dit is 'n Gods lewe nog steeds binne in daai persoon wat die Here wil gebruik. Karaktereienskappe, alles so ryk, so vol van God. Dat ons sê nee, maar dis nie waardig nie. Ek kan tog nie opmeet teen dit nie. Jy's gemaak in sy beeld. Ek gaan dit nie ophou sê nie. As sy verteenwoordiger. Spreek volumes. Daai eerste stukkie in die Bybel, Genesis 1. Kom ons maak mens in ons beeld. Net daai alleen behoort vir jou soveel confidence te gee om te sê, ek is nie 'n mislukking nie. Die begin van die woord van God, die begin van die Bybel, sê vir jou, onthou as jy hierdie journey aanpak, as jy hierdie boek lees, die nommer 1 ding, wat ek in die eerste hoofstuk sê, is jy is nie 'n mislukking nie. Want jy is in my beeld gemaak. I've set you here, I've placed you in this realm, this physical realm, for a purpose. For a purpose. Elke persoon het 'n purpose. Oud, jonk. Wat maak die saakie? Wit, bruin, pink, maak die saakie. As jy 'n mens is, as jy 'n purpose. As jy in God se beeld gemaak is, kan jy nie onsuksesvol wees nie. Dit bestaan nie. Want dan sê jy God is onsuksesvol. Daar's areas waar God nog 'n bietjie moet opskerp en dit is nie so nie. En as hy jou gemaak het, as hy jou gekies het, Johannes 15 sê, you have not chosen me, but I have chosen you, so that you may bear fruit, fruit that lasts. Ek het hom nie gekies nie, hy het my gekies. Hy het my geesteswêreld kom verkoop. Hy het 'n bewusraking kom wakker maak hier binne in my. Hy het 'n vuur aan die brand kom steek, sodat ek kan gryp na die redding toe. Wat 'n genade is dit nie? Jesus sê in Johannes 15, ek het jou gekies. Ek het jou gekies. God kom in Genesis 1, hy sê, ek het jou in my beeld gemaak. Jy het nie jouself gemaak nie. Jy het nie besluit, ek gaan hier opeindig nie. Jy het nie jouself gemaak nie. Net om hier te kan sit vanoggend, as jy wakker geword het vanoggend, moet vir jou die meeste hoop en vreugde gee, wat ek het nie eens woorde om dit te beskryf nie, want 'n almagtige God het gekies dat jy in hierdie aarde moet wees, op 'n tyd en 'n plek soos hierdie, vandag, 2025, is ek gekies om lewendig in hierdie aarde te wees. Is daar 'n fout? Nee. Daar's hier 'n fout nie. Andrew, you are made in God's image. He has chosen you. He has predestined you for this life. Okay.
Voel dit vir jou lekker om te dink, jy is in God se beeld gemaak? As jy nou moet ophou dink aan jou probleme, en jy sit en mediteer en rukkie, en sê, ja, die goed wat hier deur my vloei, die gedagte wêreld, daar sekere, ek sê altyd, jy weet, ons lewe in die sondige vlees, ja, en daar kom goed in my kop op, waarvoor ek nie kan help, maar Paulus sê, onthou, as daai goed opkom, neem het gevangene om het gehoorsaam te maak aan Christus, want jy het die mind of Christ, jy het die impulses van Christ, wat deur jou gaan vloei, maar as jy gaan gedagtes uit die sondige natuur uit, gaan gevangene neem, dan gaan hierdie Christ mind, die impulses of the Holy Spirit, nie so vague en vaag wees nie, verstaan, maar hoe meer jy gedagtes hier gevangene neem, van ek is nie worthy nie, of ek is nie purpose nie, of ek is onsuksesvol, of ek is maar net gemaak om deur die motions van lewe te gaan, ek gaan nie eendag 'n entrepreneur hê, sê, ek gaan nie eendag my eie besigheid hê nie, ek gaan nie 'n serving area hê in die kerkie, ek gaan my eerder laat daai ou huiskerk doen, of whatever, daar's soveel goeders. Dit is nie the mind of Christ nie, dit is nie die impulses van die Holy Spirit nie, dit is nie die impulses of heaven nie, in hierdie aarde nie, dit is jy. En as ek kom Paulus daarop hamer, hy sê, ouens, moenie jouself mislei nie. Moenie vir jouself goed opmaak in jou kop, wat jy later aan gaan glo, en daardeur 'n selfmisleiding lewe, mediocre lewe, en dit normaal maak nie. Want jy is nie geroep vir 'n mediocre lewe nie. Die res van die wêreld is geroep vir 'n mediocre lewe, ja. Dus ek kom jy kyk na hulle en dan bepaal jy jou waarde teenoor hulle, maar dit is nie jou lewe daai nie. Jy werk in dieselfde geldcurrency as hulle, ja, en daarvoor sal God sorg, want hy weet wat jy nodig het om te survive, maar jy meet nie jou waarde aan as jy uitkyk op Facebook of op social medias of op die nuus en wat aangaan in die wêreld nie. Dis 'n ander lewe daai, dis ander mense daai. Dis duisternis, julle is kinders van die Here, julle is van die lig. Julle is 'n berg op 'n stad, julle is gemaak om uit te staan as iets anderste in jou. En Satan worry nie dat jy vanoggend hier sit in die kerk en met mekaar is en worship liedjies sing en al daai goedes en Bybelstudies hou of whatever nie. Al wat hy nie wil hê nie is jy kan maar bid en te kere gaan en vir Jesus loof en prys soos wat jy wil. Hy's fine daarmee, maar moenie skei nie. Hy wil hê 'n ou moet klik, hy's gemaak in die beeld van God en hy skei nie. Want dis die lig wat die duisternis uitdryf, nie my goeie werke nie. Dis die lig wat dit uitdryf, die confidence, die resurrected Christ in me, standing up in boldness in a dark world. Dus kyk nie met sug nie, want as ek gaan kyk met my sug, gaan ek verlei word, gaan ek mislei word deur my eie oë. So kom Paulus sê, ek gaan nie staat maak op wat ek sien nie. Ek gaan staat maak op dit wat ek glo. Want ek is in die koninkryk, ek sien iets anders. Ek het 'n ander hoop in my. Hy sê die inhoud daarvan is Christ in you, the hope of glory. Daar's 'n ander hoop op my, binne in my. Die hoop binne in my is Christus. En dis nie net weer eens mooi woordjies wat ek sê nie. Dink daaraan, die koning van die konings. Die hoop in my is Christus. Want dis hy wat lewe. Ek het 'n one-way connection met hom, met die hemel. Ek vertel gister vir iemand langs die see, wat ek het iemand verloor in 'n karongeluk en 'n paar dae daarna toe is ek in die stort en ek bid en ek is hartseer en ek vra vir die Here, maar hoekom, wat gaan aan? En man, dis net al daai menslike emosies van hoekom, wat, waar en hoekom, ek nou, hoekom is onregverdig? Ek is 'n victim. Ek het nie gehou van wat persoonlik met my gebeur nie. Ek het dit 'n fisiese ding gemaak. Maar in daai oomblik wat ek so bid en moan, kom gee die Here vir my 'n geskenk en hy maak alles doodstil, soos alles ping. Soos ek kan niks hoor nie, doodstil en ek weet dis net ek en die Here nou. En hy gee vir my 'n pragtige beeld van Jesus. Kan nie sien hoe sy gesig lyk, al wat ek weet is Jesus en die persoon wat dood is, staan by Jesus en hulle is net soos happy in oorvloed. En ek sê, dis genoeg. Dankie, Here. So dis die koninkryk. Dis waar ek uitbeweeg, uit die tydelike uit, en ek gaan oor in die ewige in.
En ek sê, dis so het lyk. Dis so het voel. U het 'n ewigheid in ons gesit. En my hart hierso by hierdie bediening is die koninkryk van God. Die fokuspunt hierso is die koninkryk van God vir 'n lewe en 'n lewe in oorvloed, vir 'n lewe nou. Die fokus hierso is nie om hoop te vat en dit in die toekoms ver weg te sit buite jou bereik nie. Die fokus hierso is Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Die hoop op heerlikheid, die hoop dat ek daai heerlikheid gaan beleef in hierdie aarde, voor ek uitcheck en incheck by hom, gaan ek Christ in me, sy heerlikheid, sy glory, ervaar en uitspeel, uitbeeld in hierdie wêreld. Is enige iets onmoontlik vir my dan? Is enige iets onmoontlik vir jou? Met Christ in you. En jy leef daai heerlikheid uit en jy's bold en jy staan vas vir waaraan jy glo. Vandag in hierdie wêreld het ons sulke mense nodig. God het nodig vir my en jou om bold te wees, om op te staan, om daai hope of glory, daai glory van Christ in us te kan justice doen. Amen. Nie net 'n weergawe te paint wat my pas van Christ in me nie, maar die volheid van Christ in me te kan beleef en te kan uitleef en 'n lig te kan wees vir die wêreld. Nie deur my werke 'n lig te wees nie, maar in dit wat ek glo, die confidence van sy gees in my om op te spruit binne in my, want hoekom? Want daar strome lewende waters wat uit my uitvloei. Ek kan dit nie sien met die fisiese nie, want ons almal soek 'n fisiese ding, maar hierdie is 'n geestelike ding en in die gees ervaar ek strome lewende water waaruit uit my uitvloei. Jy ervaar lewe en lewe in oorvloed elke dag. Vanoggend toe dan jy opstaan, toe ervaar jy lewe en lewe in oorvloed. Toe later, toe raak jy wakker en toe kom die emosies in. Verstaan, maar die eerste instink is God. En daarna dan kom ek en nee, draai ek nou oulik wees om te sê, maar dit is nie so nie. Ek dink nou aan Johannes die Doper. Ek meen, dis die eerste ou wat 'n openbaring van Jesus gehad het op 6 maande oud. Toe Maria by hom kom, by Johannes se ma kom en hoor die stem van Maria en die babatjie liep binne in Elisabeth se maag. So hy het geweet wie Jesus is. Toe Jesus aangestap kom, sê daar kom die lam van God. Hy het die openbaring van Christus gehad en tog, toe hy opgesluit was, toe stuur hy 2 van sy mense om te gaan vra, is jy die Messias wat moet kom? En Jesus het gesê, natuurlik weet jy, ek is die Messias. Kyk, die my werke. Maar dit is amper so asof Johannes, as gevolg van sy omstandighede, soos, is dit nou dit? Is dit nou die Messias wat moet kom? Staan daai victim mentality gekry het. En Jesus is soos, gaan sê vir Johannes wat jy gesien het. Moenie nou kom omdat jou omstandighede anders is, begin anders te dink, nadat jy openbaring gehad het. En dis baie van julle wat next level openbaring van Christus het. Hou die ander ou dood by die doop en nou vir Jesus lewendig binne in jou. Neem gedagtes gevangene. Moenie jou omstandighede maak, moenie dit gebruik om vir jouself 'n victim te maak van waar jy is in die lewe en dink God gaan jou jammer kry oor dit. Nee. Hy gebruik juis omstandighede, mense in die pres, mense in 'n tronk, om bold en courageous te wees van dit. Hoekom? Want is Christ in you, the hope of glory. The hope of glory. The hope of glory. Die heerlikheid van Christus moet weerspieël word. En hoe gebeur dit? Tronkdeure bars oop, ketting spat af. It's Christ in you, man. Ek sê weer, dis die grootste openbaring wat moet val in die kerk vandag. Is Christ in you, the hope of glory.
godsdienst het my geleer, altyd toe ek klein was, en van soos, dit gaan nooit nou gebeur nie. As ek terugdink, gestaan toe dink ek weer terug aan die mindset wat ek gehad het, was fixed, dat hier gaan niks goed gebeur nie. Dit stel uit op een dag, en ek sê, wat 'n leuen. Christus Jesus het gekom, en hy sê, die government bring ek, I'm bringing a new government into this realm. Hoekom sal hy dit doen? Vir een dag? Nee, maar, Kom ons lees 'n bietjie, Jesaja 9 vers 6. Hy sê, for to us a child is born, to us a son is given. Hoor jy die uitspraak? Het is nie, hy sê, dit is so, dit gaan kom, en dit het gekom. Hy sê, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, of eternity, Prince of Peace, of the increase of his government and peace, there shall be no end. Hy sê, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from the latter time forth, even forevermore. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Dis die ziel, dis die energie, dis die wilskrag, dis die wil van God wat dit perform. Ek het jou gekies, jy het my nie gekies nie. Ek is die redding in hierdie aarde in. Nog voor dit gebeur het ek geweet dit gaan gebeur. En ek het voorsiening gemaak in die vrou, dis hoekom sy sê, woo man, en ek gaan vir my voorsiening maak om in hierdie aarde in te kom en hierdie ding uit te sort. Want ek roep die einde van die begin af aan. Toe God die aarde geskep het hy klaar gesê, maak wat hy het ons gemaak met vrye wil. Obviously sit hulle 3 dae, Heilige Gees, Vader, Seun en Gees, en soos, maar ons gaan vir hulle vrye wil gee, maar gaan dit nie ook maak wat hulle teen ons draai nie. Hy sê, ja, dit kan wees, maar kom ek maak het gou reg. Ek gaan ingaan, ek gaan dit reg maak, God is buite tyd, hy het dit klaar gedoen, toe begin hy. So hy het dit klaar gedoen, klaar die verlossing, alles klaar gedoen, en toe sê, kom ons begin. Ek roep die einde van die begin af aan. Maak het sin? So toe God die aarde begin het, het hy nie 'n fout gemaak nie. Hy het klaar die oplossing gestuur. Volgens hom het dit klaar gebeur, want hy is buite tyd. Hy kan hier ingaan, in die verlede ingaan, in die toekoms ingaan. En hulle sit daar en sê, okay, maar wat as die mense teen ons gaan draai? Dis sê jy 'n probleem nie. Ons gaan dit hierso doen, klaar gedoen, dis reg. Okay, is alles reg? Alles uitgelê? Reg, kom ons begin. Poep. En ons sit hier so vandag, sit daar partykeer, dit moet nog gebeur, dit moet gebeur. Die Here was nie omkant gevang in die tuin van Eden toe ons van die vrug geëet het nie. Hy het klaar dit uitgesort. Hy het dit klaar gedoen. En toe begin hy. En toe begin hierdie lewe. Jou lewe is klaar uitgesit. Predestined. Jy is hier gesit. Hierso maak God jou. Wow. Jy hou van daai weergawe. Sê, okay, kom ons gaan terug. Is klaar gedoen, klaar reg, alles is reg, jou lewe is uitgesort, ek het vir jou 'n toekoms, 'n verwagting, whatever, dis vol, dis lewe en oorvloed, dis my lewe, my beeld, Gods lewe, daar is dit gemaak. Kom ons begin, toep hierso. Nou kom jy in jou journey en dink, Here, is daar nie 'n doel vir my nie, daar is nie 'n rede vir my nie. Jy beledig jou Skepper, want hy is bo jou. As daar enige God soos ek, wie kan dit doen, sê die Here. Hy sê, vir ons is 'n seun gestuur, 'n seun gebore. Hy sê, and the government shall be on his shoulders. Daar kom 'n new government, 'n nuwe, wat is government Afrikaans? Regering. As 'n new ruling party in charge. Dis nie vir eendag as jy by die koninkryk uitkom nie. Hy sê, ek bring die koninkryk saam met my. The government of this kingdom, of this new ruling party, of this government is upon my shoulders. And to the increase of this government, there shall be no end. Dit gaan net klim. Dit gaan net klim. You have been predestined. I've made you perfectly in my image. Kom ons begin. Dan begin jou lewe. En dan val jy. Maar moenie vergeet, jy is gepredestined. Moenie vergeet wat God gedoen het nie. Moenie vergeet, hy het kom reset nie, alles. Hy het geweet van dit. Hy het geweet van die val van mens, en hy het dit ingewerk.
Hy het geweet van jy gaan dalk val. Dit is ingewerk by jou redding. Want hy sien die einde van die begin af. Hy begin by die einde, hy skep dit en dan begin hy by die begin en sê kom ons lewe. Hy is buite tyd, hy speel dit uit. Hy kan hier inkom, daar inkom, aan die einde inkom, wherever hy wil. Maar vir jou om te weet dat jou lewe is gepredestined. Die eindproduk, die sukses is klaar daar. Is klaar reg. Want hy roep die einde van die begin af aan. En hy roep goed wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. He's a new government upon his shoulders. The king is coming forth, beaming forth from light. En hy bring hierdie hele nuwe government saam met hom. En hy kom aarde toe. En hy sê, hier's 'n new song. Na hy gedoop is, begin hy die koninkryk verkondig. Hy sê, bekeer, repent, turn your mind van die ou ways, die religious ways, wat die hoop skuif na die toekoms toe. Hy sê, stop dit, dis hier so nou, dis naby. Die real deal is hier nou. The government of heaven has arrived. It's a new ruling party. It requires a change of heart, 'n bekering, 'n mindset wat verander word. Jy gaan nie die koninkryk verstaan. Jy gaan nie kingdom wealth verstaan nie. Jy gaan nie verstaan hoe 'n koning en sy heerskappy verstaan nie. As jy met die een voet in die wêreld staan en in 'n wêreldse ekonomie alles kyk en verwag en dan bring ons 'n wêreldekonomie, 'n wêreldstandaard na God toe en sê vir hom, hierso is die besigheidsmodel, werk volgens dit. Ons doen dit. Ons vat al ons fisiese goed wat ek wil hê en ek gooi dit in sy gesig en sê, dit is hoe dit moet uitwerk, want dis hoe dit werk in die wêreld. Waar die koninkryk gaan nie so werk nie. Ons het laas Sondag oor gepraat, die koninkryk, die koning se wealth vloei na die citizens toe. Maar ons soek 'n fisiese ding, want jou vlees wil dit nie aanvaar nie. Maar God is gees en hy word deur gees aanbid. En dit is in hierdie kingdom living. Dit is in hierdie wandel, in hierdie mindset van my oë is gefokus op die koning. Hebreërs 12, oë gefokus op die koning, want hy is die begin en die volëinder, the author and the perfecter of my faith. He chose me, I didn't choose him. He gave me the faith. He is the author of my faith, and he's the one that takes it to perfection, because he saw the end, and we're beginning it at the beginning, and he gives me faith. He's the author of my faith for this journey, for the end product that is prosperous, that is successful, that is the image of God. He says, I'm the author of the faith for this journey, and I'm the perfecter of it. Filippense 1, sê hy, God sal klaarmaak wat hy begin het. Because he sees the end. He sees the finished product. He sees the image of God in each of us. I say, my zeal will perform this. My zeal will perform this. I will take you to perfection. Because my son, Christ, is perfect. And he paid the price. You were dead in your trespasses. I have come to give you life. I have come so that I can resurrect you, your dead spirit. And I can be the author of your faith journey. And I can be the perfecter of it. Spoiled to the max. Kan nie knakkie. Kan nie fail nie. As jy dit dink, dan dink jy God kan fail. En ons kan nie so dink nie. Want hy is nie 'n mens nie. Hy maak nie foute nie. Hy dink nie soos ek dink nie. Hy kan floreer en prosper en nie dink aan my geskiedenis nie. En saam met hom, omdat hy die author en die perfekte is, saam met hom in hy journey prosper ek.
omdat hy nie dink aan my geskiedenis nie. Wat se God doen dit? Is daar so God? Ons God. Amen. Ek wil nou nog gaan. Want almal het altyd hierdie vraag. So, wat is my doel op die aarde? Hoekom is ek hier so? Hoekom is ek gemaak? Wat moet ek doen? Almal loop met daai vrae in hulle harte. Want jy verstaan dalk wat ek bedoel. Soos in my hierdie journey, ja, dit is uitgewerk, goed is, maar dis hoekom Paulus sê, natuurlik leef jy in 'n menslike liggaam, maar die stryd is nie met menslike wapens nie. Verstaan? Dis geestelike wapens om vestings af te breek, strongholds in die mind. Hy sê obviously in hierdie journey in perfection, want Dr. Andre sê ook baie, jy word iets wat jy reeds is. Verstaan? Jy is op pad soontoe. As ek kom hy sê ook in Psalm 23 wat hy sê, jy lei my op die regte paaie. So dit maak nie saak wat dit is nie, waar jy gaan in jou lewe nie. In Christus Jesus maak nie saak as dit the valley of a shadow of death is of whatever jou keuse is nie. Die confidence wat God uitspreek oor jou lewe, sê hy, maak nie saak wat daai pad is nie, dit jou confidence in hom moet wees, dis die regte pad. Omdat jy is confident dat hy sien die einde van die begin af en dat jy leef in hierdie menslike liggaam en dan gaan goed gebeur met my. Maar ek sien daai. En ek leef 'n lewe. Weet jy wat, ja, dit gaan nie goed nou dalk nie. Maar ek is oortuig dat hy lei my op die regte pad. Hierdie pad lyk nie goed nou nie, maar ek kan vir jou garantie, check my oor 'n jaar, as hierdie pad geteer, en hy is smooth, en dan slaat ek weer 'n stukkie grondpad, maak nie saak nie, koos die Here het vir my vol by vol gemaak, ek sit hom vol by vol, ek hou nie op nie, want ek is oortuig van hierdie is die regte pad, want dit is in Christus Jesus, ek mag dalk nie hou van hoe dit nou lyk nie, maar ek kan nie my mind verander en enigstens anders te dink oor dit, want om in daai area in te gaan, kan ek dalk in my onbewusheid sê, maar God het 'n fout gemaak, hierdie is dalk nie die regte pad, of dan kom maar twyfel in, en dan word ek soos 'n brander heen en weer geslinger, soos 'n ou wat twyfel, hy's in two minds, hy weet nie wat hy wil hê nie, dan glo hy nie, hy's soos 'n ou wat 'n double-minded person, moenie dink hy gaan iets van die Here ontvang nie. As jy weet, dis op die regte pad. Al lyk dit nie so nie. Stir it up in you. Dis wat ek het net hier gesit. Ek soos, yes, maar ek is moeg, ek lyk, kom. En die Gees is soos, jy beter nou begin stir. Want jy's besig om vir jou vlees te luister. Dit wat in die Gees aan die gang is binne jou, is baie groter as wat oor hoe jy voel nou. Baie keer is die mense lusie of jy's moeg of whatever, maar jy weet, is Christ in me, the hope of glory, daai hoop, daai is nie in die toekoms nie, dis nou, so ek moet iets doen rondom hierdie hoop, wat brand in my, ek kan nie vir my vlees luister, want hy wil gaan lê, hy drop my, hy het van die appel geëet, jy kan hom nie vertrou nie, wat die Gees wil hê wat die vlees sê, en hierdie twee is teenstrydig teen mekaar, dis 'n clash die hele tyd, maar ek laat my nie vertel dat hierdie vlees is swakker, is sterker, as die Gees van God wat binne my is. Verstaan? Daarom sê Paulus, is ek tot enige iets in staat, want is God se Gees wat binne my is, ek weier om vir die liggaam te luister, ek neem my gedagtes gevangene, om het gehoorsaam te maak aan Christus, maar dis 'n vuur wat brand in my gees. Ons almal voel dit. Niemand weet die confidence, niemand het die boldness om actually 'n kans te vat op die vuur wat brand binne hulle nie. Want dis God.
Ons is te onseker want die vlees vertel vir my 'n wêreldse ekonomie, dit gaan nie so werk nie. Jy moet daai geld daar spandeer, daai so uitwerk en ja, ek verstaan dit. Ek weet, ek kan ook 2 + 2 en ek weet hoe wiskunde werk en goed is, maar daar's 'n ander manier. Ek sê altyd vir Jessica, ek het nie geld nie, maar ek het koninkryk rykdom. Verstaan, ek het wealth wat baie werd is. So ek gaan nie, ek vergeet dit nooit nie. So in al my besluite wat ek maak, elke ding wat ek doen en alles, vergeet ek nooit van my koninkryk wealth nie. Verstaan, ek kraak nie die koninkryk af nie. Ek maak nie dit van iets van, is mooi stories, maar dit moet nog in werking skop vir my nie. Nee, al beleef ek dit nie nou nie, weet ek is op die regte pad. En omdat ek weet ek is op die regte pad, weet ek is geconnected to kingdom wealth, weet ek, Matteus 6 vers 33, as ek soek, sal al die goed volg. Ek kan dalk nie nou my bankrekening sien nie, maar ek is hier op sig nie. Ek is op faith, op sight, ek gaan nie op wat ek kan sien nie, maar oor wat ek glo. En waaraan ek geconnect is. En omdat ek dit glo, manifesteer dit actually in my lewe. Maar dit is op die regte pad. Ek verstaan ons moet aflaai partykeer by mekaar. Ons moet praat oor sekere goedes. Maar ek kan nie in jou mind inklim en vir jou constantly 24/7 remind jy's op die regte pad nie. Dis wat jy moet doen. Hy sê hierdie is nie fisiese wapens nie, sê Paulus. Hy sê, dit is geestelike wapens, waarmee ons vestings afbreek, stronghold, sekere manier van dink, van, is ek op die regte pad, is ek nie op die regte pad, nee, hy sê, die wapens wat jy het, is geestelike wapens, om gedagtes gevangene te neem, om jouself konstant op te bou in die geloof, en te confident te wees, dat ek is op die regte pad. Stir it up, fan into flame. Paulus sê dit nie vir Timotheus sê, want hy weet, hy leef in 'n menslike liggaam. Paulus weet, Timotheus, ek sien jou einde. Ek sien die potensiaal in jou. En ek sien waar jy begin het. En ek wil hê, hierso waar jy nou is, fan into flame the gifts that God has bestowed upon you. Ek herinner jou om weer wakker te maak dit wat God in jou geplaas het. Ek herinner jou om weer wakker te maak dit wat God in jou geplaas het. Ek herinner jou om weer wakker te maak dit wat God in jou geplaas het. Ek kan dit nie doen nie. Jy moet die stuurwerk doen. Want daar's gawes wat God in jou gesit het. Want hoekom? Want jy's gemaak in sy beeld. Dis maar net van selfsprekend. Jy's nie gemaak in Mohammed se beeld of Boeddha se beeld. Jy's gemaak in die almagtige God se beeld. Daarom is daar 'n verantwoordelikheid op jou lewe om hierdie mantel op te tel en weer om weer hierdie koeltjie aan te blaas, aan te hits, dat hy 'n vlam kan maak in jou. Dus ek kom Paulus hom sê, ek herinner jou daaraan aan die genadegawe wat God in jou oorgedra het met die hande oplegging. Daar is. Moenie gaan lê nie. Moenie gaan lê nie. Jou tyd is nog nie uit nie. As jy asem met om te haal, dan moet jy hom inhaal. Anyway, alles wat God geskep het, is gedesign om suksesvol te wees. Alles. Daar is nie iets wat God gedesign het, wat nie suksesvol is nie. As jy 'n saadjie, as ek 'n saadjie vat en hier laat lê, daai saadjie kan vir 50 jaar hier lê. As ek hom in die grond sit, gaan hy nie suksesvol wees nie. Maar dit beteken nie dat hy saadjie hier lê, dat hy is nie suksesvol nie. Hy saadjie het God gemaak met al die vrugte wat hy nog gaan oplewer. En binne in daai vrugte is nog saad. Die wysheid, die rykdom agter daai saadjie is so massief. En God het hom klaar reggemaak. Hy het 'n law,
Althans, en die law is, hy hoort in die grond. Verstaan? So daar's altyd sukses wat God maak in alles, in my en jou, die vervaardiger van alles. Sit sukses binne in sy produk om te garandeer dat dit gaan werk vir sy naam se ontwil. It's Christ in you, the hope of glory. The zeal of the Lord will perform this, wat hy sê in Jesaja 9 vers 7. Hy sê, dis die Here wat dit doen. Die vervaardiger van hierdie Samsung tablet, het hierdie ding gemaak, met die oog op sukses. Nee? Hy het hierdie ding gemaak en hy kan nie aangaan nie. Hierdie ding is gemaak en hierdie vervaardiger check hom uit en hy sê, yes, okay, die apps werk, die ou kan preek van die ding af. Hy gaan die skerm kan split in 2, die Bybel aan die een kant, die notas aan die ander kant, hierdie ding gaan perfek werk vir my. Hy gaan doen presies wat die vervaardiger sê hy moet doen. En hy sit sy naam hier op, as so Samsung wat daar staan. Hy sal nie sy naam hier opsit as hierdie ding nie werk nie. Verstaan? Hy sit sy naam juis hier op, omdat hy weet dit werk. Omdat hy weet hierdie ding is suksesvol, daarom sit hy sy naam op. Daarom sit hy sy naam op elkeen wat hy sit, op my en jou. Dat hy sê in Genesis, hy het mens gemaak in sy beeld, hy het sy image op jou gesit. Die vervaardiger, the manufacturer, has placed his image on you. En 'n vervaardiger doen nie dit as hy nie weet die produk werk nie. Al hoekom hy dit doen, is want hy weet hierdie produkte werk. I've placed success inside of them. I placed, soos wat hy sê, to the increase of his government there shall be no end. Dus dan die increase, om te gaan prosper, is placed binne my en jou. Dis ons design. Alles werk so. As ek 'n koringsaadjie in die grond sit, bring hy nie een koringkorrel op nie, hy multiply. As ek 'n appelboom plant, hy multiply met nog meer. Dis God se natuur. Alles is wegsteek. Jy sien net kyk, dan gaan jy weet ek en jy is ook so. Ons is gemaak om te prosper. Ons is gemaak om te multiply. Ons moet meer word en groter word en sterker word. Dis hoekom hy sê, jy het 'n lig gekry. Skyn jou lig. Jy try dit op 'n ander manier doen, jy wil 'n groot besigheid bou, fine. Maar in daai besigheid skyn jou lig. Want that is the prosper. That is your design. The manufacturer, die vervaardiger, God wat jou gemaak het, gee daai opdrag. Dieselfde soos wat saad 'n opdrag kry, moet in die grond kom. En 'n vis kry 'n opdrag, moet in die water bly. Ja, haal hom uit die water uit nie. 'n Vis is slim genoeg, hy bly in die water. Nie soos ons nie. Stay connected. Jy het 'n vervaardiger. En die ding word getoets. Kan hy doen wat hulle sê? En hierdie ding het baie funksies. Duisende funksies. Ek gebruik hom vir 2. So. Maar die vervaardiger, voor hy die ding, en hy sit hom in 'n boks, pak hom toe, voor jy by die ding uitkom, kom jy eers by 'n owner's manual uit, wat bo op hom lê. Die ding is weggesteek onder die owner's manual. En dan sê hulle, gee die vervaardiger 'n instruksie, voor jy hierdie ding operate, maak seker jy lees die owner's manual. As jy kyk, die woordjie 'n manual beteken 'n manufacture en die al beteken think. Verstaan? Die manual wat hy gee voor dit, wat hy sê is dit is die manufacturer se mind op papier. Dit is wat 'n manual eintlik beteken. So hierdie ding is guaranteed sukses. Ek het my naam opgesit, sê die vervaardiger, alles is reg. As jy maar voor die hierding opreed, asseblief lees net eers die owner's manual. Want daar is sekere goed wat jy nie moet doen nie. Hy sê nie hoekom nie, hy sê net, moet dit nie doen nie. Moenie naby water opreed nie. Hy sê nie hoekom nie. Hy sê net, moenie naby water opreed nie.
obviously, gaan nie nou weer water opryt nie, want die ouens manual sê so. En dan die belangrikste, in hierdie ouens manual, ek weet nie of julle dalk die prentjie al kry nie, ek en jy, wat gemaak is, image op ons gesit is, 'n ouens manual wat gekry is. Ek het 'n ouens manual gekry toe ek klein gedoop is. Ons doop nie nou klein nie, maar anyway, daai tyd. Ons dan is so, ja, hy begin sy lewe nou. Volgende ding is hy kort 'n manual. Maar wat in hierdie ouens manuals by staan altyd aan die begin is moenie self probeer regmaak nie. Ons draai vir God soek nie, maar jy kan maar net in die spieël gaan kyk, ons doen presies wat die Vader doen. Hoekom ons in al die idees? Hoekom ons in soos 'n ouens manual, al die natuur van God is so geïmprint in mensdom in, dat ons sien nie eens vir God raak nie, ons dog, verstaan? Hy sê, maar die eerste ding wat hulle sê is, moenie, as jy hierdie ding koop, moet hom jouself draai oopmaak en regmaak, asseblief. En dis dieselfde wat God vir ons sê, moenie self draai fix nie. Dis wat die Israeliete gedoen het, en dit het nie gewerk nie, dit het gedui op die kort, authorized dealer. Vat die ding in na iemand wat geauthorized is. Moenie net na enige ou toe vat nie. As jy wil hê die guarantee en die warranty moet bly, vat hom na die authorized dealer toe. En God die Vader stuur die beste authorized dealer, obviously soos julle weet, Jesus Christus. En as dit nie uitwerk nie, dan gaan mense partykeer na yoga toe of moslems toe of hulle gaan na ander dealers toe, verstaan? Maar daar's net een authorized dealer en dit is Jesus Christus. En ons gaan soek baie keer ander dealers, 'n bietjie geld spaar. Ek sê dis vir kerk toe gaan of daai 'n journey met die Here aan te knoop is. 'n bietjie te veel van 'n ontwrigting. Ek gaan 'n ander dealer soek. As 'n goedkoper ene hierso om die draai. Gaan my miskien net kan gee wat ek wil hê vir die seisoen, maar daarna as dit nie werk nie, gaan ek weer nie volgende een toe. En die Here sê nee, gaan na die authorized dealer toe. Gaan na Jesus Christus toe. Moenie jou eie belief systempie skep en dan vir jou 'n goedkoper 'n dealer gaan soek nie. Omdat iets het nie gewerk nie. Omdat die ouens manual was nie gevolg soos wat hy gevolg moet word nie. Die eerste ding wat die boekie sê is moenie self fix nie. Dis wat die Here vanoggend vir jou ook sê. Moenie self fix nie. Moenie self fix nie. Hoekom nie? Want jy moet die boekie klaar lees. In die middel van die boekie kry jy 'n klomp moeds en moenies, 'n klomp beloftes en goed wat jy kan kry uit hierdie produk uit, verstaan? Die produk is gegarandeer van sukses, omdat sy naam op is. En dan in hierdie boek is 'n klomp goed wat jy kan doen met hierdie ding. Duisende funksies. Duisende. En dan aan die einde van die boekie dan kry jy altyd 'n guarantee en 'n warranty. Die vervaardiger, die author van my het 'n garantie aan my gesit dat hierdie produk sal operate. Hy sal doen waarvoor dit geplaas is. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 22, hy sê, he has also appropriated and acknowledged us as his by putting his seal upon us and giving us his Holy Spirit in our hearts as security deposit and guarantee of the fulfillment of his promise. Of the fulfillment of his promise. Van die koninkryk wat kom, die government is hierso. Hier's 'n nuwe ruling party. Die vervaardiger het jou gemaak in sy beeld.
iets het verkeerd geloop, moenie self fix nie. Daar's 'n guarantee en 'n warranty dat hierdie produk gaan perform waarvoor ek hom gemaak het. Hierdie produk gaan suksesvol wees. En as ek praat van produk, dan praat ek van my en jou. God het sy gees in ons gesit as 'n guarantee dat hierdie produk is gerestore tot sy original glory. En dat hy gaan, soos wat hy sê in Jesaja ook, hierdie woord wat uit my mond gaan, sal nie leeg terugdraai nie, dit sal doen wat ek wil hê. It shall do, as waarvoor it's been sent forth. It shall do, it shall prosper. This word that goes out from me. En dis wat hy hier so sê, daai woord, daai gees wat hy binne my jou gesit het, hy sê hier so, the spirit in our hearts as a security, a deposit and a guarantee of the fulfillment of his promise. Jy is gegarandeerd sukses, is geïmprint in jou om te lewe en nie 'n failure te wees nie. Christus het aarde toe gekom en die hele ding kom reset. Nou moet ek en jy die garantie, die Heilige Gees wat in ons hart is, hardloop met dit. Neem gedagtes gevangene, moenie die leuen glo nie. Jy is nie in die agterste speen nie, jy is nie onder alles ingegooi nie. Niks het met jou gebeur nie. Het jy geweet 90% van mense lewe nie eintlik nie. Hulle respond, hulle reageer net op lewensomstandighede, maar hulle lewe nie fisies nie, hulle survive net. Dis nie lewe nie. Dieselfde en as jy gaan kyk die statistieke, dieselfde hoeveelheid mense wat in die kerk sit, lees die Bybel nie. 90% van mense reageer net op lewe, hulle lewe nie. En dan 90% van mense wat in die kerk sit, lees nie daagliks woord nie. Hulle lees nooit hulle owner's manual nie. Moenie self draai fiksie. En as iets fout gaan, sê hulle gewoonlik, sit dit terug in die boks en stuur terug na die vervaardiger toe. Op my onkoste, sê hulle altyd. Nie op my onkoste, ek praat van die vervaardiger se onkoste. Hy sê, as dit nie werk nie, put it back in the box, send it back, free of charge. Nie op jou onkoste nie, op die company se onkoste. Hoekom? Hulle ken jou nie is nie. Hulle wil nie vir jou spaar nie. Nee, hoekom? Want dit is vir hulle eie naamsontwil. Want hulle het hulle image op jou gesit. Hulle het hulle image op die tablet gesit. God has placed his image on you. You have been made in the image of God as his representative, to rule, to have a dominion, authority over the fish in the sea, everything that creeps and crawls. You have it. I've placed my image on you. And if something doesn't work, I'll take the blame, sê jy. Die vervaardiger sê, stuur terug op ons onkostes, want dit is vir ons naam ontwil, omdat ons naam is op die tablet. Ons wil hê ons naam moet skade ly nie. Ons sal dit regmaak, free of charge. So die Vader se hart, is eenvoudig. Ons doen dit elke dag. Koerier goed links en regs en meanwhile is ons so besig met 'n diep geheimenis van God. Ons klik dit eers nie. Ons sê, my word, ek doen hierdie goed elke dag. Ek doen dit elke dag. En dit vir my voel dat ek sit die pot so ver mis. Jy besef hoe naby hy is hy. For his name's sake. The zeal of the Lord will do this. Hy sê in wat is dit nou? Jesaja 48 vers 3, I have declared from the beginning the former things which happened in times past to Israel. They went forth from my mouth and I made them known. Then suddenly I did them and they came to pass, says the Lord. Hy sê, maar dit is gaan nou weer oor die
einde maak hy en dan van die begin af kondig hy die einde aan. Hy sê, but I have declared, okay, Jesaja 55, nee, Jesaja 46, Jesaja 48 vers 11, 48 vers 11, hy sê, die vervaardiger, my en jou vervaardiger, God sê, for my own sake, I do it. God doen dit. He has chosen you. You have not chosen him. The zeal of the Lord performs this increase in this government of this kingdom. Hy sê, hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy al die goed? Hoekom red hy die mense? Hoekom stuur hy sy seun? Vir sy naamsontwil. Hy is nie 'n God wat 'n fout maak nie. Hy is nie 'n God wat net mense afskryf nie. Hy sê dat ek hierdie image, hierdie waarop ek 'n garantie gegee, die Heilige Gees in jou hart gegee het. Ek het 'n garantie gegee. Ek het die Gees in jou hart gegee. Ek het 'n garantie gegee dat hierdie mense gaan suksesvol wees. Hulle gaan reg operate soos wat die vervaardiger sê hy gaan operate. En dis hoekom as 'n ou hier voor staan en preek en hy preek die waarheid, dan kan ek almal se koppe van die Gees getuig af van binne in jou. Die Gees praat die hele tyd, dis waarheid daai. Daar is 'n garantie binne in jou. As jy dit voel, as jy hierdie woord van God leef en lees, dan moet jy weet, soos wat hy alles gemaak het om suksesvol te wees. Alles prosper. Ek weet nie as julle kyk het al rondom ons nie. Die wind waai nog steeds wat reën bring en sade kom nog steeds op. Die sukses is binne in alles. En hy sorg vir die voeltjies en alles. Hoeveel te meer sal hy nie vir jou doen nie? Jy is hier vir 'n purpose. Jy is nie 'n fout nie. Jy sit hier so. Jy het nie jouself gekies nie, hy het jou gekies. Jy het nie jouself gemaak nie, hy het jou gemaak. Dit moet jou asem wegslaan. Stuur terug, free of charge. Hy sê, I will do this for my own sake, I do it. I refrain and do not utterly destroy you, for why should I permit my name to be polluted and to be profaned, which it would be if the Lord completely destroyed his chosen people. And I will not give my glory to another by permitting the worship of idols to triumph over you. Dit is eintlik 'n preek op sy eie, maar die Here is hier vanoggend en hy wil 'n saak met jou uitklaar. En sê genoeg nou man. Genoeg nou van hierdie lae klas denkwyse. Hy sê ek het jou gekies. Ek het jou gered. Ek het jou uit daai kankerput geruk. Ek het jou gevat. Elke seisoen van jou lewe het ek jou gesit daar, 'n trappie hoor. Jy is nie dieselfde as wat jy gister was nie. Jy het gegroei. Hoekom fokus jy nie hier op? Hoekom fokus jy net op die negatiewe en wat ek nie het nie? Maar jy vergeet van wat jy het. Fokus op ek is op die regte pad. Hy lei my. Hy laat my neerlê. As jy gemaak is, as jy hier sit, dan is jy alright. Jy is alright. Want die vervaardiger het sy image op jou gesit. En as daar iets fout gaan, don't try to fix itself. Ga na die authorized dealer toe. Update 'n paar apps of whatever binne. Want jy is gedesign om te succeed. Because Christ succeeded. Christ triumphed on the cross. Gaan bo alles uit. Geen mag, geen gesag, watter dinge ook al in die skepsel is bo Jesus nie. He will fight for you. Amen. Dankie Here vir hierdie woord. Here, dankie dat ons soos 'n saadjie seker kan wees
van ons toekoms, Here. Dat ons seker kan wees van as hierdie saadjie in die grond kom, dat ons seker kan wees as ons in die regte posisie kom, as ons op die regte area kom, as ons hierdie grond reg voorberei en ons hou die grond nat, is die sukses in die saad van hy moet opkom. En ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie dat ons nog meer as dit is, Here. Dat ons die pinnacle, die toppunt van u skepping is, Here. Dat u alles in ons oorgelaat het op hierdie aarde om te heers en dominion te hê oor, Here. Dat ons dit nooit vergeet nie, Here. Die feit dat u vir ons dit gegee het, slaan my asem weg. En die possibilities is endless, Here. Dankie vir drome in ons harte, Here. Ons dink baie keer maar dit is ons eie goed. U sit drome daar as 'n teken dat u het ons suksesvol gemaak. U sit al die visies en die drome en die ambisie in ons, want dit is wat die vervaardiger ons gemaak het voor. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie dat u ons gemaak het om te kan prosper in hierdie wêreld. Jesus Christus het gekom en u het 'n koninkryk kom verkondig. En in hierdie koninkryk bly ons nie dieselfde nie. Ons groei en ons beweeg na plekke toe, na hoër dimensies toe. Here Jesus, ek dankie dat u dit doen. Ek dankie dat die zeal of the Lord is that performs this in our life. Ek dank u, Here Jesus, vir die kruiswerk. Ek dank u dat u dit kom reset het vir ons, dat dit genoeg is vir ons, Here, om die eindproduk te kan sien. Ons sien dit, Here. Ons sien die feestafel aan die einde. Ons sien die persoon wat u gemaak het. Ons voel dit in ons hart. Ons weet dit, Here Jesus. Ons sien ons eintlike doel. Ons kan dit voel, Here. Ons elkeen voel hier diep binne in ons is 'n mens wat God gemaak het. En as ons hom word, weet ons, is ons unstoppable. Dankie vir dit, Here. Dankie vir die hoop op heerlikheid. Dankie Christus dat u in ons bly. Maak ons nog meer bolder. Dat ons hierdie lewe aanpak as meer as oorwinnaars. Ons loof en ons prys u in Jesus almagtige naam. Amen en amen. Amen. You are blessed. En dan sien ons mekaar vanaand 5:00. Dan vat ons die ding verder.